In die boek Genesis 12, vers 1 tot en met vers 20. Die tema is, geloof is nie maklik nie, geloof is ook nie veilig nie. Geloof is nie maklik of veilig nie, Genesis 12. Kom ons bid saam voordat ons gaan saam lees. Dankie Here dat ons kan weet ons leef in 'n herstelde verhouding. 'n Verhouding wat gekos het dat Jesus Christus aan die kruis moes sterf, sodat ons met ons hemelse Vader, die skepper van die heelal, versoen kon word. Vader, ons besef ons verdien dit. Ja Here, ons was die vyande. Ons was ver van U af, toe Jesus Christus alreeds aan die kruis gesterf het, sodat daar versoening kan wees. Vader, uit dankbaarheid wil ons lewe opnuut aan U kom toewy. En vra Here dat U ons lewe so sal verander. Sal begin om ons denke te verander sodat ons sal lewe en sal doen dit wat U van ons vra. Maar Here, dat wanneer die wêreld na ons kyk, dat hulle iets van U grootheid sal raak sien. En dat hulle sal sien U is prioriteit in ons lewe. Gee Vader dat dit wat ons Sondag vir Sondag in die eredienste hoor, dat ons dit nooit in ons harte en in ons gedagtes sal wegbêre nie. Maar Here, dat dit so deel van ons lewe sal wees, dat ons dit ook sal verkondig aan die wêreld daar buite. Vader, vanoggend as ons by mekaar is, wil ons weer kom hoor wat U uit die woord uit vir ons wil leer. En ons wil vanmôre opnuut weer kom vra, Vader, spreek nou, ons het kom luister. Dit vra ons in die naam van Jesus Christus. Amen. Genesis 12, vanaf vers 1. Die Here het vir Abraham gesê, trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af, na die land toe wat ek vir jou sal aanwys. Ek sal jou 'n groot nasie maak. Ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak. En jy moet tot 'n seën wees. Ek sal seën wie jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. In jou sal al die volke van die aarde geseën wees. Abraham het toe weggetrek, gehoorsaam aan die woord van die Here, en Lot het saam met hom getrek. Abraham was 75 toe hy die land Haran weggetrek. Hy en sy vrou Sarai en sy broerskind Lot en al die besittings wat hulle bymekaar gemaak het en al die slawe wat hulle in Haran aangeskaf het, saamgevat en het weggetrek na Kanaan toe. Nadat hulle in Kanaan aangekom het, het Abraham deur die land getrek tot by Sichem, sy aanbiddingsplek by die groot waarsêersboom. In daardie tyd het die Kanaaniete die land bewoon. Toe het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê, aan jou nageslag gee ek hierdie land. Abraham het daar 'n altaar gebou vir die Here wat aan hom verskyn het. Van daar af het Abraham verder getrek na die bergwêreld toe, oos van Bethel, waar hy tent opgeslaan het met Bethel aan die weste kant en Ai aan die ooste kant. Daar het hy 'n altaar vir die Here gebou en die naam van die Here aangeroep. Toe het Abraham kamp opgebreek en algaande na die suidland toe gesit. Daar was hongersnood in die land, 'n baie swaar hongersnood. En Abraham het uit Egipte toe getrek om daar 'n heenkome te vind. Toe hy op die punt staan om Egipte binne te gaan, sê hy vir sy vrou Sarai, ek weet jy is 'n mooi vrou. Wanneer die Egiptenaars jou sien, sal hulle sê, dis sy vrou, en hulle sal my doodmaak. Vir jou sal hulle laat my bly, maar vir jou sal hulle bly lewe. Sê tog maar jy is my suster, dat dit met jou my goed kan gaan oor jou, en my lewe deur jou toedoen gespaar word. Toe Abraham in Egipte aankom, het Egiptenaars gesien hoe mooi sy vrou is. En toe die Farao se amptenare haar sien, het hulle haar by hom aanbeveel en sy is na die Farao se paleis toe gevat. Hulle het aan Abraham goed gedoen en oor haar en vir hom kleinvee en beeste gegee, ook donkies, slawe en slavinne, donkiemerries en kamele. Maar die Here het die Farao en sy huis met swaar plaag getref oor Sarai, die vrou van Abraham. Toe roep die Farao vir Abraham en vra hom, wat het jy my aangedoen?
Waarom het jy my nie gesê sy is jou vrou nie? Waarom het jy gesê sy is jou suster, sodat ek haar as my vrou gevat het? Hier is jou vrou dan. Vat haar en maak dat jy wegkom. Toe het die Farao aan sy amptenare bevele oor Abraham uitgereik, en hulle het hom en sy vrou met al sy besittings uit die land uitgestuur. Ons lees dan vanmôre net tot sover. My broer en suster, liewe kinders, in Amerika is daar een van die baie bekende bakens wat bekend staan as Mount Rushmore. Ja, 'n baken in Amerika, en ek dink baie van ons het al een of ander stadium in 'n tydskrif op die internet of iewers dalk al 'n foto gesien van hoe dit lyk by Mount Rushmore, waar 4 van die vernaamste politieke leiers in Amerika se gesigsbeelde eintlik uitgebeeld word, wat kop en skouers uitstaan bo van die ander leiers in Amerika. Natuurlik was dit Washington, Jefferson, Lincoln en natuurlik Roosevelt wat daarso uitgebeeld is as hierdie vernaamste politieke leiers. Broer en suster, ek het hierdie week gewonder, as ek en jy in die vermoë was om so 'n uitbeelding te kon maak oor ons geloofshelde, en ons sou iewers op 'n bergtoppie, sou ons iewers die geloofshelde kon uitbeeld wat vir my en vir jou in ons geloofslewe uitstaan, sodat die wêreld moet weet, hulle staan kop en skouers uit bo die ander mense in die Bybel. Wonder ek wie sou ons, as ons 4 kon kies, wonder ek wie sou ons kon uitbeeld. Ek persoonlik sou begin het by Abraham. Ja, ek sou begin het om te sê, die eerste een wat ek wou uitbeeld is Abraham, want Abraham was immers die vader van alle gelowiges. Dit is wat die woord van die Here vir ons ook leer. Ook as ons gaan lees oor die getuienis wat van Abraham opgeteken is in die boek Hebreërs, waar daar baie geloofshelde bespreek word, sien ons dat in Hebreërs 11 word daar verskriklike mooi goed van Abraham gesê. Ons lees onder andere in vers 8 tot 9, omdat Abraham geglo het, het hy gehoor gegee toe God hom geroep het, om weg te trek na die land toe wat hy as 'n erfdeel sou ontvang. Hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou uitkom. Omdat hy geglo het, het hy in die beloofde land gaan woon, 'n vreemdeling in 'n vreemde land. In tente het hy daar gewoon, en so ook Isak en Jakob, wat saam met hom erfgename van dieselfde belofte was. Dan lees ons verder in vers 11, omdat Abraham geglo het, het hy sowel Sara onvrugbaar was, en hy al oud krag ontvang om 'n kind te verwek, omdat hy God wat dit beloof het, getrou geag. En volgende week, ek dink wanneer Altouwe gaan preek uit Genesis 22, lees ons hierdie besonderse gedeelte van vers 17 af. Omdat Abraham geglo het, het hy, toe hy op die proef gestel is, Isak as 'n offer afgestaan. Ja, hy wat die belofte ontvang het en aan wie gesê is, uit Isak sal jou nageslag gebore word, het gereed gestaan om sy enigste seun te offer. Hy was daarvan oortuig dat God by magte is om uit die dood op te wek, waaruit Abraham van Isak ook, om dit so te stel, terug ontvang. Broers en susters, ek weet nie van u nie, maar as ek so kyk na hierdie getuienisse wat daar oor Abraham uitgespreek word, en ek kyk na my eie lewe, my broer en suster, dan wil ek sê, jy weet nie, maar jy skiet daarom baie ver te kom. Dan wonder 'n mens, sal een van ons ooit soos 'n Abraham kan wees, ooit 'n geloofsheld soos wat Abraham was. Verlede week het Alta vir ons gedeel uit Genesis 9 ensovoorts, wat Genesis 6, wat gegaan het oor Noag. En daar weet ons dat Noag inderdaad ook 'n geloofsheld was. Ons het dit so mooi gelees in vers 9 staan daar, hier volg die verhaal van Noag. Noag was 'n regverdige man, onder sy tydsgenote was hy onberispelik, en hy het naby God geleef. Nou dit is die man wat op droë grond 'n ark bou, omdat hy glo die Here het vir hom gesê, Noag, jy moet 'n ark bou. As 'n mens so kyk, en jy kyk na die lewe van Noag, en jy dink aan Abraham, hierdie verskriklike geloofshelde, die mense wat so wonderlike pad saam met die Here gestap het, wil 'n mens vir jouself vra, maar sal ek dit ooit regkry? Skiet ek en jy nou maar eens en vir altyd so ver tekort, dat ek en jy nooit 'n geloofsheld kan wees, soos 'n Abraham of dalk soos 'n Noag nie. En Abraham was 'n geloofsheld. My broer en suster, vanmôre wil ek kom en ek wil vir jou sê, voordat jy vanmôre jouself afskryf, voordat jy vanmôre kom en sê, nee, ek sal nooit soos een van hierdie manne kan wees nie, ek sal nooit 'n geloofsheld genoem kan word nie, wil ek vir jou sê, wag net so oomblik.
Want my broer en suster, wanneer God mense gebruik God doodgewone mense. Ja, Abraham, Noag, was 'n doodgewone mens soos ek en jy. Mense wat ook soos ek en jy koud kry, honger word en seer kry. Mense wat glo, en mense wat ook met tye twyfel. En daarom wil ek jou uitnooi om vanmôre saam met my te gaan kyk na hierdie verhaal van Abraham, waar ons ook ietsie sal sien van hoe dat ook in Abraham se lewe daar hierdie witplank effek in sy geloof is. Ja, een oomblik het hy hierdie sterk geloof dat hy as te ware berge kan versit. Net in die volgende oomblik, dan begin Abraham so twyfel, dat hy van God vergeet en dink dat hy sy eie planne in die lewe moet begin maak. Maar kom ek nooi vir die uit, kom ons gaan kyk mooi na Genesis 12, vers 1 tot 20, die gedeelte wat ons gelees het, en dalk skep waar ons ook vanmôre so 'n bietjie moed vir ons eie geloof, wat ons in die Here het. Ja, die Here kom en die Here kies vir Abraham. Maar my broer en suster, sommer so met die intrapslag wil ek sê, dit lyk tog vir my dat Abraham bietjie in 'n ander kategorie was as Noag. Ons het gelees dat Noag was iemand wat baie besonder was, iemand wat regtig baie naby aan die Here geleef het. Hy was eintlik 'n pragtige voorbeeld van 'n mens wat regtig in die Here glo. Maar ons sou ongelukkig nie vanmôre dieselfde van Abraham gesê het, die dag toe die Here vir Abraham gekies het. Sien my broer en suster, al wat ons van Abraham weet is dat Abraham was die seun van Tera gewees. En dan weet ons my broer en suster dat Tera het in die land Ur gebly. En dat hy van die land Ur af het hy na die land Haran toe gegaan. En daarso het Teran gesterf. Vandag se terme sou ons praat van dis in die omgewing van Irak. En daarso sterf Haran. Tera. En dit is juist daar in Haran waar die Here kom en die Here dan aan Abraham verskyn. Die vraag wat ons sou vra is, maar was Abraham dan 'n goeie gelowige? En dan moet ons onmiddellik sê, my broer en suster, heel onwaarskynlik. Want ons lees van Teran dat hy was nie 'n gelowige nie, hy het nie in God geglo nie. En daarom was dit heel onwaarskynlik dat Abraham in God geglo het. Ons lees in Josua 24 vers 2, toe sê Josua vir die hele volk, so sê die Here, die God van Israel, lang gelede het julle voorvaders, onder hulle was Tera, vader van Abraham en Nahor, ander kant die Efraat gewoon, en hulle het ander gode gedien. Die afleiding en die aanspoed wat ons almal aanvaar, is dat hulle het eintlik die maangode aanbid. Want in die gebied Ur en in die gebied Haran, het die mense nie die God wat ek en jy aanbid nie. Ja, hulle het vir hulle self 'n afgod van die maan gemaak. My broer en suster, dan is dit interessant dat die Here kom juis na 'n man toe soos Abraham. Iemand wat 'n ongelowige is. Iemand wat glad nie verdien dat hy deur die Here uitverkies moet word nie. En die Here sê vir hom, Abraham, ek wil met jou, ongelowige, wil ek 'n pad stap. Deel van hierdie roeping is dat die Here kom by Abraham en hy sê vir Abraham, uit jou uit gaan daar 'n groot nageslag. Heel waarskynlik weer 'n verkeerde keuse gewees. Want my broer en suster, ons weet dat Sara was onvrugbaar gewees. Op daardie stadium was Sara reeds 65 jaar oud, Abraham 75 jaar oud, wat beteken dat om 'n kind te verwek eintlik 'n saak van onmoontlikheid sou gewees het. Maar die Here kom na die mees onwaarskynlikste mense. Mense wat ongelowig is. Mense wat hy eintlik geen nageslag kan hê. En die Here kom en die Here sê vir hulle, julle gaan net hierdie pad stap. Julle gaan my volg. My broer en suster, was Abraham die regte keuse? Wêrelds gesproke, deur my en jou oë, sou ons dalk vanmôre 'n paar ander persone geïdentifiseer, maar seker nie vir Abraham. Maar vir God was Abraham die regte keuse. Want my broer en suster, hierso sit ons vandag, 4000 jaar later, die kerk van die Here Jesus Christus. Ons noem onsself, ons is die nageslag van Abraham. Die kerk wat vandag bestaan, is die kinders van Abraham. Nie deur die bloed nie, maar deur ons geloof in die Here Jesus Christus, het ons erfgename geword. En het ons deel geword aan die verbond, wat die Here met Abraham gesluit het. Jy sien my broer en suster, ek dink, dit moet ons vanmôre 'n belangrike les leer.
En daardie les wat hierdie gedeelte ons vanmôre wil leer, is om te sê dat die kerk waar hy vandag staan, is nie die resultaat van goeie mense nie. Is nie omdat die kerk en ons as kerksmense sulke wonderlike mense is nie, maar my broer en suster, die feit dat die kerk 4000 jaar later nog steeds bestaan, en ons kan sê, ons is die nageslag van Abraham, my broer en suster, sê eintlik vir ons, dat dit alles was God se genade. Want nie ek of jy, of ons voorgeslagte, of Abraham se geslag, my broer en suster, het iets gedoen wat ons so besonders gemaak het, dat ons kan sê, ons verdien om die kerk van die Here Jesus Christus te wees. My broer en suster, dit klink verskriklik wat ek nou gaan sê, maar weet jy, God begin eintlik die pad van die kerk by die ongelowiges. God het Abraham begin. 'n Man wat die maangode aanbid. Die Here sê, dit sal my kerk kom. Vandag 2018, 4000 jaar later, staan die kerk van die Here Jesus Christus nog steeds. Sien wat Abraham wel so besonders gemaak het, is dat Abraham het geantwoord op God se roepstem. Abraham het nie verdien om geroep te word. Abraham het glad nie gekwalifiseer. Die feit van die saak is, toe die Here kom en die Here roep vir Abraham, toe antwoord Abraham. Toe sê Abraham, Here, ek sal doen, ek sal gaan, maar U wil hê, ek moet gaan. Hierdie punt, my broer en suster, wil ek vir u kom sê, om gehoorsaam te wees aan die roepstem van die Here, is nie so maklik nie. En my broer en suster, om gehoorsaam te wees aan die roepstem van die Here, is eintlik glad nie so veilig nie. Want ons moet mooi gaan kyk wat die Here vir Abraham gesê het. Die Here sê in die eerste plek vir Abraham, verlaat jou familie. En gaan na die land toe, Abraham, wat ek vir jou sal aanwys. En dit is as te ware asof die Here vir hom sê, Abraham, blindelings moet jy my nou volg. Ek kan niks op hierdie stadium vir jou wys nie. Ek kan nie vir jou nageslag wys nie. Ek kan nie vir jou wys wat is die land waarheen ek jou gaan stuur nie. Inteendeel, my broer en suster, die Here noem nie eers die land se naam nie. As jy mooi gaan kyk, sal jy sien, eers toe ons in vers 7 gekom het, het ons gelees, toe het die Here aan Abraham verskyn en hom gesê, aan jou nageslag gee ek hierdie land. Blindelings, Abraham besluit om die Here te volg, saam met die Here hierdie pad te begin stap. Broer en suster, sal jy dit doen? Sal jy op 'n ouderdom van 75 jaar met jou lewe oorbegin? Sal jy op 'n ouderdom van 75 en jou vrou 65 glo dat die Here vir jou nog 'n groot nageslag gaan gee? Sien my broer en suster, geloof is nie so maklik. Geloof is nie so veilig nie. Geloof beteken dat jy baie keer 'n tree gaan gee en jy weet nie waarheen daardie tree gaan wees nie. Want God gaan nie vir jou wys, maar God vra dat jy sal vertrou. Nou in die lig van dit alles wat ek gesê het, ons gaan lees weer uit hierdie opdrag wat die Here vir hom gee. Die Here het vir Abraham gesê, trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af na die land toe wat ek vir jou sal aanwys. Ek sal jou 'n groot nasie maak. Ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak. En jy moet tot 'n seën wees. Ek sal seën wie jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. In jou sal al die volke van die aarde geseën word. Die Here sê vir Abraham, Abraham, ek gaan vir jou 'n man maak van invloed. Mense sal kennis neem van jou. Mense sal deur jou lewe, sal mense weet dat ek God is. Maar wat ek van jou vra is, volg my. Stap nou die pad wat ek vir jou wys. Gee die tree in die geloof. Abraham se eerste reaksie is wanneer hy daar kom in die land Kanaan. Dan gaan hy na die waarsêersboom toe. Daarso by die waarsêersboom waar die Kanaaniete offers gebring het aan hulle afgode, kom Abraham as 'n vreemdeling in die land en hy sê, hier bou ek 'n altaar, omdat die Here van die hemel en die aarde aan my verskyn. Dan lees ons, dan gaan hy verder Bethel toe en dan bring hy weer 'n offer aan die Here daar in Bethel. Dit is 'n teken daarvan om te sê, ek bring die God van hemel en aarde in hierdie land in. Die vraag is, ek en jy daai geloof? Ons daai geloof om daai tree te gee, sonder om te sien waarheen. Jy sê, Here, ek gaan, want U het my geroep. Ek wil vanmôre vir julle 'n video wys en ek vloek so 'n bietjie met Alta se kalers.
Sy het so 2 weke terug, het sy vir ons jeug, toe sy met hulle gepraat het oor geloof, toe het sy die volgende videosnit gewys, en dit is vir my 'n videosnit wat juis vir my ietsie demonstreer van 'n mens wat bereid is om daai tree te gee, sonder om meer te sien. Dis Indiana Jones. Nou, ek was van kleins af, was ek lief vir Indiana Jones. Kyk, daai films het ek gekyk, die hele spul van hulle. Maar kyk net daarso wanneer hy op 'n groot kloof wat hy moet oorstap. En dan sien hy nie die brug nie. Kom ons kyk hierdie videosnit. And you must hurry. Come quickly. It's a leap of faith. But you must believe, boy. You must believe. Broer en suster, Abraham is ook daai eerste tree gegee. Niks wat hy gedoen het was so spesiaal nie, maar die Here kom na hom toe en die Here sê vir hom, Abraham, dis wat ek van jou verwag. En Abraham moes in geloof moes hy daai tree gegee. Nou my broer en suster, ek weet nie van u nie, maar nou voel ek nog slegter oor my geloofslewe. As ek so luister na wat Abraham bereid was om te doen, dan wonder ek, maar sal ek ooit dit reg kry? Sal ek ooit daai geloofstree kan gee wat Abraham gegee het? Want dit is vir my duidelik dat geloof is nie maklik nie, dat geloof is nie veilig nie. Dit vra soms van jou om die onmoontlike te doen. Vraag is, my broer en suster, kan ek en jy die Here ook so vertrou? Maar my broer en suster, Abraham het die Here blindelings gevolg. Blindelings het hy gesê, ek stap die pad wat die Here wil hê, ek moet stap. Maar voordat jy nou heeltemal te moedeloos raak, my broer en suster, geloofshelde twyfel ook. En ons het dit vanmôre gelees in Genesis 12. En daarom wil ek vanmôre ook sê, my broer en suster, al is 'n mens hoe sterk in jou geloof, en al het jy dalk die geloof wat Abraham gehad het om daai tree te gee in jou geloofslewe, maak erns met die woorde wat Paulus sê in 1 Korintiërs 10 vers 12. As hy sê, daarom wie meen dat hy staan moet oppas, dat hy nie val nie. 'n Mens moet nooit dink dat jy kan in jou geloofslewe soos 'n fiets los hande ry nie. Dis juist wanneer jy so gemaklik word, my broer en suster, dat jy die grootste foute in jou geloofslewe begin maak. Dit sien ons ook in die lewe van Abraham. Ja, Abraham is in die beloofde land, hy is in hierdie land wat die Here vir hom gee, en dan lees ons dat Abraham begin twyfel. Hoekom? Want die omstandighede binne in daai land het in 'n oogwink verander. Ons lees daar was 'n hongersnood, die woord van die Here sê vir ons, dit was 'n groot hongersnood gewees. En Abraham sit in hierdie beloofde land en hy besef hier is nood, en hy weet dat Egipte het die Nylrivier, en hy weet daar is oorvloed in Egipte, en hy besluit wel, miskien moet hy op hierdie stadium nou maar Egipte toe gaan. Ja, dit was nie God se plan. Dit was Abraham se plan. Maar Abraham weet ook dat as hy Egipte toe gaan, weet hy dat wanneer hy daar kom, hy 'n risiko staan dat hy dalk sou sterf. Want hy besef dat sy vrou is mooi. En hy besef dat Farao dalk ook sy vrou sal inneem in die paleis van Farao. En daarom kom Abraham en Abraham sê, nee, ek sal wanneer ek daar inkom, sal ek vir hulle sê, sy is my suster. Ek kan dalk in die proses my vrou verloor, maar my lewe sal ek behou. Broer en suster, sit net so vir 'n oomblik in die agterkop hierdie woorde van Abraham. Want onthou, dit is die vrou met wie die Here gesê het, jy sal 'n groot nageslag hê. So eintlik is Abraham lynreg teenoor die Here in.
Want hy gaan lynreg teenoor wat die Here se wil is, en hy sê, ek gaan na 'n ander land toe, en ek sal daar 'n heenkome vind, ek is bereid om my vrou op te offer, sodat ek my eie lewe kan behou. En Abraham beweeg lynreg teenoor die Here. Die broer en suster, wat gebeur? Maar die Here verwerp hom nie. Die Here is nie gelukkig met wat Abraham doen nie. Die Here is nie tevrede omdat hy getwyfel het en sy eie kop begin volg het nie. Ons leer dat die Here kom en hy laat met pla die Farao se huis trek. En dan besef hulle, maar ons het verkeerd gedoen, en dan sit hulle vir Abraham, vir Sarai, en ook alles wat hulle saamgebring het, uit die land uit. En Abraham besef, ek was ongehoorsaam aan die Here. 'n Man wat bereid was om in sy geloofslewe haar eerste tree te gee. Dieselfde man wat toe hy kyk na die omstandighede, begin hy twyfel. Begin hy sy eie planne maak, sy eie kop vol, omdat hy gedink het, hy weet van Here. Dan lees ons in Genesis 13 vers 3 tot 4, hy het van plek tot plek uit die suidland getrek, dis nadat hy uit Egipte uitgesit is, na Bethel toe, na die plek waar sy tente aan die begin gestaan het, tussen Bethel en Ai. Abraham het uit Egipte na die suidland toe getrek, en sy vrou met al sy besittings en Lot saam met hom. Abraham was baie ryk aan vee en silwer en goud. Die plek waar hy vroeër 'n altaar gebou het, daar het Abraham die naam van die Here aangeroep. Dit was asof die Here so kom en hy sê vir Abraham, kom ons begin weer van voor. Kom ek vat jou weer daar waar jy die eerste keer vir my offer gebring het. Kom ek vat jou terug en ons stap hierdie pad van geloof weer van voor. Sien my broers, dit is geloofshelde twyfel ook. Maar die verskil is dat geloofshelde weer terug na God kom. Dit maak die verskil. Geloofshelde besluit om tog ten spyte daarvan, ten spyte van my foute, tog maar weer my hand in die hand van die Here te sit. Vasstel dit wat die Here vir my beloof. My broer en suster, is jy bereid om daai eerste onsigbare tree in jou geloofslewe te gee? Want die goeie nuus wat ek vanmôre vir jou wil gee is, God gebruik doodgewone mense. Mense soos ek en jy. Mense wat bang word, mense wat twyfel. Die Here gebruik nie net superheroes nie. Hy gebruik doodgewone mense. En ek wil vanmôre vir jou sê, die tyd het aangebreek, my broer en suster, jy is dalk die volgende geloofsheld. Jy is dalk die een wat vir jou gesin moet uitstaan as die Abraham of as die Noag. Jy is dalk die een wat vir jou werksmense moet uitstaan as die een wat 'n verskil gaan maak. Jy is dalk die geloofsheld wat die Here wil gebruik. Jy sien vanmôre vir jouself die geloofshelde Mount Rushmore. Nie met Amerikaanse presidente, maar met geloofshelde. Mag dit wees dat jy ook in nederigheid sal sê, my begeerte, soek om eendag geloofsheld te wees. Was dit net vir my kinders? Of was dit net vir my vrou of my man? Of was dit dalk net vir my familie? Maar wees geloofsheld soos 'n ander. Amen. Kom ons bid. Here, ons is ook soos Abraham. Ons kom ook met tye in ons lewe dat ons begin twyfel. Dat ons begin wonder, maar kan die Here my gebruik? Ek het dan soveel gebrokenheid. Ek het soveel geraamtes in die kas. Hoe kan ek in diens van die Here wees? Ja, Here, ons voel ook baie keer dalk soos 'n Paulus. Hy wat die kerk wou vernietig het, wat uitgegaan het om die kerk van die Here Jesus Christus 'n einde aan te maak. Ja, die mees onwaarskynlikste persoon, en dan word hy die grootste evangelis in die tyd van die Nuwe Testament. Dan word juis hy die mees onwaarskynlike vader, die een wat die meeste boeke skryf in die Nuwe Testament. En besef ons vanmôre, Here, U gebruik doodgewone mense. Ons wil vanmôre vir U sê dankie daarvoor. En dankie dat ons weet, Here, U wil ons ook gebruik. Want U woord sê vir ons, Here, dat elke een wat glo in Jesus Christus is nou die lig en is nou die sout vir die wêreld. Daarom, Here, het ons eintlik nie meer verskonings. Al wat gebeur is, ons moet daar tree gee. Ons sê, hier is ek, Here,
Baie dankie Here vir bemoedigende woorde in U woord. Dat U ook ons in U diens wil. Ons eer U, Heer, in die naam van Jesus Christus.